hele aarde juig. Hy kleer homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom
verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou. Kom deel nou in ons loflied. Hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Dan moet ek juig. Dan moet ek juig. My redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe eerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe eerlik Heer, U grote naam. Hoe eerlik Heer, U grote Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Kom aan die bos. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in
Wie van julle het geluister na die woorde van hierdie liedjie? Wie wil gereed wees? Wie is gereed? Mag die Here ons vorm volgens sy wil. Ons gaan vandag 'n bietjie lees uit Matteus 24 en 25. En dit gaan oor waaksaamheid om gereed te wees om getrou te wees. Want in 'n wêreld gevul met geraas, afleiding en onkunde oor geestelike dinge, roep die Jesus Christus sy volgelinge op tot iets baie belangrik, om waaksaam te wees, om gereed te wees en om getrou te wees. Hy doen dit net voor sy kruisiging en hy praat oor sy wederkoms en ook oor die oordeel wat daarmee gepaard gaan. Hy gebruik 3 tonele: waaksaamheid, hy kom onverwags terug, 'n bruilof, sommige is gereed en ander nie, en 'n troon, 'n oordeel wat skeiding bring. Kom ons lees saam as jy Bybel het, Matteus 24 vers 36 tot 44. En Jesus het uitgegaan, die opskrif daar is vermaning om waaksaam te wees. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur die Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. In Johannes 14 vers 2 en 3 sê Jesus, in die huis van my Vader is daar baie wonings, en hy gaan vir ons plek voor te berei, en as hy plek voorberei, kom hy terug en kom haal ons weer om ons te neem, om te wees waar hy is. Dit is belangrik in vers 36 waar ons lees, van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Amen, amen. Soos in die dae van Noag, en net soos dit in die dae van Noag was, sal die koms van die Seun van die mens wees. In die dae van Noag het hulle geëet en gedrink, hulle het getrou en in die huwelik uitgegee. Hulle het normaal aangegaan met hulle lewens, hulle het vir hulle aardse skatte bymekaar gemaak. Hulle het die wêreld was goddeloos en hulle het goddeloos opgetree, hulle was besig met wêreldse dinge. Hulle het nie gehoor gegee aan die waarskuwing van God nie. Daar was boosheid op die aarde en die aarde was vol geweld. Die harte het slegte dinge bedink. En hulle dalk geweet is verkeerd, maar hulle het gedink daar is nog baie tyd. Noag aan die ander kant was waaksaam, hy was gereed en hy het op God vertrou. Hy was 'n regverdige man en hy het saam met God gewandel. Hy was gehoorsaam aan God en hy het gedoen soos God hom beveel het. Daarom was God hom genadig en die Here het vir Noag gesê, hy en sy gesin moet in die ark ingaan, want die aarde in daardie hele geslag het God slegs vir Noag regverdig bevind. En hy en sy gesin was net 8 van die hele geslag, almal wat gelewe het op daardie tyd was hulle net 8. En hulle het in die ark ingegaan en God het die deur gesluit. En toe daai deur gesluit is, dis dit te laat. En ek wil vir jou sê, toe dit begin reën en dit hou nie op reën nie, was daar baie mense wat tot die besef gekom het, dit is nou te laat. En wat dalk ook op die ark wil gaan, maar is te laat, as voor daai deur gesluit is dit verby. Ons het nou die kans om reg te maak. En soos die huisheer, omdat die huisheer nie weet in watter uur dalk ingebreek kan word nie, kan hy nie sorgeloos en onverskillig optree nie. Hy kan nie 'n deur ooplos en gaan slaap nie. Hy moet waaksaam wees en hy moet gereed wees. En so kan ons dit ook terugbring in die geestelike deel, dat ons nie deure kan ooplos vir sonde nie. Ons moet daardie deure toemaak en ons moet dit sluit. En ons moet op God vertrou, dat hy ons sal bewaar. Ons moet glo in sy seën en bekeer van alle ongeregtighede. En ons moet waaksaam wees vir al die aanvalle. As daar gedagte in jou kop kom en jy weet is die van die Here nie, gryp dit, werk dit uit. Amen. Voordat dit kan lei na sonde.
Waaksaamheid beteken om elke dag gereed te wees en om Jesus te ontmoet. Nie net op 'n Sondag nie. Ons moet ingestel wees op God se stem en ons moet gehoor gee aan die Heilige Gees en hom nie onderdruk nie. Wees waaksaam dat jy nie soos die huis hier aan kant gevang word nie en bou jou huis op die fondasie van God en vertrou op hom alleen. Ons lees daar in Matteus 25 vers 1 tot 13. En dit gaan oor die maagde, die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was sy lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: "Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet." Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit." Maar die verstandiges antwoord en sê: "Miskien sal daar genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself." En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord en sê: "Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie." Amen. Die koninkryk van die hemele gaan wees soos die 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Wat vir my belangrik en interessant is hier, al 10 het hom verwag. Almal het gedink hulle is gereed, almal het lampe gehad, almal het geweet dat die bruidegom gaan kom. Maar toe hy langer vat as wat hulle gedink het, besef hulle was nie regtig gereed nie. Hulle besef op daai oomblik hulle het kort gehad. Maar die probleem is dan as dit te laat. In 2 Petrus 3 vers 9 lees ons: "Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag in ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom." Jy sien, gereedheid is nie iets wat jy kan leen nie. Jy kan nie op iemand anders se verhouding met God staat maak nie. Jy kan dit nie gaan koop op die laaste minuut nie. Jy moet jou eie olie hê, jy moet jou eie verhouding met Christus hê, jou eie geloof, jou eie gehoorsaamheid. Want as die deur sluit, is dit te laat. Daar's 'n tydgrens aan God se genadetyd. Is jy geestelik gereed en wakker vir wanneer daardie bassein sal blaas, of slaap jy dalk geestelik? In vers 11 en 12 lees ons: "Later toe die ander maagde ook roep en sê: Meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord en sê: "Voorwaar, ek ken julle nie." Waak dan, omdat die dag en die uur, julle dit nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Ons as bloedgewaste kinders van God, wat glo in Jesus Christus, wat hom aangeneem het as ons saligmaker en ons verlosser, wat gehoorsaam is aan sy woord, wat ons bekeer van ons ongeregtighede. Ons is die bruid. Ons kan dit ook geestelik toepas op ons eie lewens. Want Jesus is die bruidegom en hy het gesê hy gaan om ons plek voor te berei en hy kom weer om ons te neem tot waar hy is. Ons verwag hom soos die 10 maagde. Ons weet hy is op pad. Baie van ons dink ons is reg, ons dink ons is gereed, soos al 10 maagde het hom verwag, hulle het geweet hy kom. Maar op die laaste oomblik het hulle besef, toe hy langer vat, hulle was nie gereed nie. Ons moet sorg dat ons nie verkoel nie. Ons moet altyd gereed staan. Ons moet nie ons olies aansteek en ons lampe aansteek en vol olie maak en dan verkoel net voordat hy kom nie. Ons moet altyd deur gereed wees. Want die tyd van die Here is naby en hy kom op 'n uur wat ons dit nie verwag nie. Jy kan nie regverdigheid en gehoorsaamheid koop nie. Jy kan nie op ander mense se geloof staat maak nie. Om 'n verhouding te bou vat tyd. Amen. Wanneer daar 'n deur gesluit is dit te laat en dan kan niemand ingaan nie. As God 'n deur sluit, is hy gesluit. Dis nou die kans om te bekeer en ons rug te draai op hierdie wêreld se sonde en op die goddeloosheid en om God te volg.
Ons moet ernstig raak met Jesus en gehoorsaam raak wanneer die Heilige Gees met ons praat, want die tyd is min. Wanneer die deur gesluit is dit te laat. Ons lees in Matteus 25 vers 31 tot 46. Die ewige lewe en die ewige straf. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar skei, soos die herder die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê: Here, wanneer het ons die honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê: Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien of dors, of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Amen. 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 Sien, Jesus gaan, wanneer hy terugkom, op sy heilige troon sit en daar gaan 'n oordeel wees. Hy gaan die skape van die bokke skei. In Johannes 3 vers 17 lees ons: Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Jy sien, want soos wat ons lees hierso, dat die hel vir die duiwel en sy engele voorberei was, dit was nooit vir ons bedoel nie, maar die wat God nie kies nie, wat 'n vyand is vir God, gaan ongelukkig saam moet gaan. In Johannes 13 vers 34 lees ons: 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Ons moet mekaar se laste dra en mekaar bystaan en help waar ons kan. As iemand honger of dors is, moet ons vir hulle iets te eet en te drinke gee. Daardie honger en dors kan ook geestelik vertolk word. Dis nie noodwendig fisiese brood en water nie. In Lukas 4 vers 4 lees ons: Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. En in Johannes 7 vers 36: Hy wat in my glo, soos die skrifte sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jy sien, dit kan die geestelike brood vir die siel wees, die woord van God. En Jesus is ook die woord van God. En Jesus as die lewende water. Gee ons vir mense die woord van God en vertel ons hulle van Jesus. Verkondig ons nog sy evangelie. Gee ons hulle die hoop op God se genade. Maak ons disippels van die nasies en skyn ons lig. Het ons ware broederliefde. Ware geloof wys sigbaar in die dade van liefde. Getrouheid beteken om ander te dien. In Jakobus 2 vers 26 lees ons: Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. God sien alles, selfs 'n beker koue water gegee in sy naam. Jy sien, as daar 'n oordeel kom, hy praat nie van die werke, maar dis nie die werke wat jou red nie. Die werke is slegs 'n uitvloeisel van jou geloof. As jy ware geloof het, gaan jy outomaties die werke hê.
Jy gaan outomaties die liefde van God in jou hê. Amen. Jy gaan mense, as jy sien hulle in nood, gaan jy hulle help tot waar jy kan. Jy gaan vir hulle die geestelike brood en water gee, jy gaan vir hulle vir Jesus gee, jy gaan die evangelie verkondig, omdat jy lief is vir hulle. Al hoe ons gered word is geloof in Jesus Christus. Hy het alles volbring aan die kruis. Dis die volbringde werk van Jesus Christus. As ons in hom glo en op hom staat maak en hom aanneem as 'n saligmaker en ons verlosser, sal ons gered word en sal ons saam met die skape geskei word. Maar ook as ons gehoorsaam is in sy woord en as ons nie verkoel nie, as ons nie ons olie laat uitloop nie, wanneer hy talm om te kom. Want dit is genade tyd, maar daardie tyd kan ook uitloop. En waarmee gaan ons besig kry? Gaan ons gereed wees? Of gaan ons terugval in die wêreld se sonde? Vandag moet jy jouself vra, is jy wakker? Of is jy geestelik aan die slaap? Is jy gereed of speel jy nog met sonde en kompromie? Is jy getrou en gehoorsaam? Leef jy vir jouself of vir God en die minste van sy kinders? Waak, wees gereed en wees getrou, want die dag kom, die bruidegom is op pad, die koning kom terug. Mag hy ons vind as kinders wat wag met brandende lampe en harte vol olie en hande vol dade van liefde. En laat hy deur sy genade nie die deur sluit voor ons oë en ons dan besef dis te laat nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag te kan lees uit U woord, Here. Here, dankie vir die boodskap wat U vir ons gegee het, Here, dat ons gereed moet wees altyd, Here. Ons moet waaksaam wees, Here. Ons moet getrou wees, Here. Ons moet ons bekeer van ongeregtigheid, Here. Here, dat ons gehoor sal gee aan U Heilige Gees, Here, dat ons hom nie sal onderdruk nie. Here, ek bid dat ons naaste liefde sal hê, dat ons naaste sal lief hê soos wat U ons eerste lief gehad het, Here. Amen. Here, ek bid dat U ons asseblief sal lei deur die Heilige Gees, Here, en ook sal gaan saam met die mense daar buite wat nie so bevoorreg is soos ons nie, Here. Dat U woord en die evangelie sal uitgaan, Here, dat U woord, die geestelike woord en die geestelike water deur Jesus Christus by hulle ook sal uitkom, Here. Here, ek bid dat U asseblief ons sal lei in ons daaglikse wandel, Here, dat ons altyd saam met U sal wandel en nooit U hand sal los nie, Here. Here, ons weet U sal nooit ons hand los nie. Ek bid dit nie uit verdienste nie, Here, maar alleen uit U groote genade. Wees ons asseblief genadig in Jesus naam. En dankie ook vir U seun Jesus Christus wat U gestuur het vir ons, Here, om ons sonde van ons te kom wegwas deur sy heilige almagtige bloed. Ons loof en ons prys U almagtige heilige naam. Amen. Amen. Kom ons sing saam. Ons luister na hierdie. Kan ek eers 'n getuienis? Ja, natuurlijk. Dat ons nooit opkyk na mense. Maar iets gehoorsaam wees as die Here praat. Ek was in vennootskap met 'n man 24 jaar gelede. Ons is nie op 'n goeie voet uit mekaar uit nie, want hy het my gerop van alles. Ek het kaal daar uitgeloop sonder niks. In hierdie 24 jaar het ek hom miskien 3 maal gesien. En dan het ek hom gegroet en gevra hoe gaan dit, en hy wou nie eintlik met my praat nie. Maar ja, ek het vrede gehad daarmee. Nou hoor ek 'n tydjie gelede, hy's in die hospitaal. Hy's baie ernstig siek. Hy het 'n rugoperasie gehad en toe het hy 'n kiem opgetel. En dan het 'n abses gekom op tussen sy longe en sy rugstring. So praat die Here. Moet ons 'n voorbeeld stel in alles wat ons doen. So moet ons dit wat mense aan ons gedoen het, moet ons hulle vergewe. Amen. En hulle vryspreek. Liewe mense, hoor mooi, ek wil nie oor myself praat nie, maar ek kan nie anders as om stil te bly oor dit wat God doen. Want as dit nie die Here was wat dit in my, ons was kwaad daai tyd. Ja. Rihanna het ons iets gehad, ons het nie eens 'n kar gehad. Ons het alles verloor, ons was kwaad.
Maar wanneer God in jou hart kom, kan ons nie anders as om sy voorbeeld te volg nie. Toe aan die kruis aan, toe sy Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kies ons om anders te wees as die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Want as ons wil anders te wees, wat doen ons hier? Hoekom bid ons, hoekom sing ons vir die Here? Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Ek hoor, hy is in die hospitaal. Hy was 10 weke in die hospitaal. Toe gaan hy huis toe, en verlede week in maandag, toe word sy bene lam, toe kan hy nie meer loop. Toe neem hulle hom op, toe sê hulle, daai abses druk sy rugmurg plat, en nou verloor hy gevoel. Toe ek die eerste maal hoor, hy is in die hospitaal, toe sê ek, ja, ek moet na daai man toe gaan. Maar ek het nie meer gaan. Maar toe ek hoor waar hy is, nie ek nie. Die Here het vir my, die Here het aan my bewus gemaak, ek moet gaan. Want daar's 'n doel. Niks is toevallig nie, daar's 'n doel. Dit wat ons doen, dit moet net tot eer en verheerliking van die Here wees. Want maak nie saak of ek vir hom gebid het, daar ander mense ook vir hom kon bid. Maar hoor wat sê hy? Ons het donderdag aand het ons gery om gaan besoek. Ons is nie uit te voede op goeie voet uit mekaar uit. Rihanna, wat het gebeur toe Johan my sien? Toe hy liewe mens, kan dit, en hy is 'n harde mens. Hy was 'n harde mens. Ek glo dat in hierdie tyd die Here sy hart gaan verander, dat hy tot inkeer sal kom, en besef dat sy rykdom in die aarde beteken niks nie. Sy rykdom lê in dit, in God. Amen. Ons het vir hom gebid. Amen. En ek het vir hom gesê, Johan, onthou net, dat die bol is in jou hande. Ons afhanklikheid is van die Here. En toe ons bid, toe vra ek, Here, dat U asseblief daardie professor, dis 'n professor wat hom geopereer. Hulle wou hom nie opereer nie, want hulle sê as hulle net 'n foutjie maak, kan hy vir die res van sy lewe verander. So hulle wou nie die operasie doen. Die Here het vir daai professor gesê, hy kan. Hy kan. Nie die mens of sy geleerdheid, al is hy 'n professor, het God aan hom bekend gemaak, dat hy kan daai operasie doen. Amen. Hy het daai operasie gedoen, en ek het gister nie met hom, Die volgende nacht in die operasie. Ja, wel, van die details weet ons nou nie baie nie, maar ek meen, hy het die operasie gedoen. Gister het ek hom nie geplan nie, vanoggend toe bel ek hom. Hy sê, ek was by die fisio vanoggend. Hy sê, ek loop self. Net God kan het doen. As hy dit vir my gedoen het, as hy dit vir Johan Cronje gedoen het, wat in die wêreld is, en ek weet dat die Here dit gedoen, sodat hy daar 'n bewustheid by ons sal kom, dat sy geld nie eintlik, sy geld kan nie daai gesondheid koop nie, maar God kan dit doen. Wat ek wil sê is, toe ons bid, toe vra ek, Here, sal U asseblief daai professor se hande in U hande neem? Amen. En U die operasie. Amen. Sodat U daardeur verheerlik sal word. En ek gee die Here al die lof vir die Here en aanbidding. Liewe mens, maak nie saak op waar ons is nie. Maak nie saak waar ons is nie. Ons God is daar. Amen. As ons aan hom vashou, as ons in hom glo, onvoorwaardelik, nie twyfel nie, onvoorwaardelik, sal hy daar wees vir ons. So wat ek vra, is wat julle saam met my sal bid, al ken julle hom nie, sy naam is Johan Cronje. Bid saam met my, dat die Here in sy hart sal werk, dat wanneer hy daai hospitaal uitstap,
dat hy sal besef dat God se hand was daarin en dat hy sal doen dit wat nodig is. Absoluut. Laat hy vir ons sal kom kuier. Hier by ons is 'n kerkie. Ja. En hoor Ja. en sien wat God kan doen. Yes, amen. As hy, ek het die kersies aangesteek soos wat jy altyd sê, dis nie 'n ritueel nie. Maar as daar iets is in jou lewe wat jy vir die Here wil gee en by sy voete kom neersit, kom blaas 'n kersie uit, maar glo en vertrou dan dat die Here dit vir jou sal wegneem en los dit daar. Ons moet nie op onsself probeer staat maak nie. Ons kan nie 'n kersie kom uitblaas en sê ek gee dit vir die Here, maar dan wil ek nou nog self uit myself uit probeer dinge doen. As daar iemand iets is wat jy moet vergewe, maak nie saak wat dit is nie, as daar kwaad is in jou lewe en jy wil hê die Here moet jou help en jy weet dit, gee dit vir die Here. Dit gaan nie oor die kersie nie, dis net 'n teken. Jy kan dit in jou binnekamer terwyl jy bid, gee dit net vir die Here. Al wat ek vra is net glo en vertrou op God. Moenie uit jouself uit probeer dinge doen nie, want jy gaan val. As jy nie 100% glo en vertrou nie, hoe kan jy 'n blessing verwag? So ja, kom ons luister die liedjie saam en dan. Cornelsie, Oom Boetjie is daar, ja, as jy my sal verdra, natuurlijk. is daar net een liedjie wat ek graag wil hê jy moet vir my speel, en as jy dit nie doen nie, dit gaan nogal snaaks lyk as 'n ou man 'n vloerding is en gooi en aanvraag the Holy Trinity. Dan kan ze dan begin gooien, so. Ach ja, maar ek het nie gepaal voorbereid. Laat hom moet jy vir ons sing. Ja, Almal sing tenor, maar ek sing te goor. Binne in my is 'n fontein, lewende water, die Heilige Gees. Dis hy wat my lei en hy maak my vry om lief te hê die mense om my. Dis die vreugde van Jesus wat oorroep in my en sy vrede wat altyd hier binne my bly. Ek wil U meer beleef, ek sal dit nie keer, dis die hart wat ek begeer. Almal sal sien, ek leef nie meer, U leef in my. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Want binne in my is 'n fontein, lewende water, die Heilige Gees. Dis hy wat my lei en hy maak my vry om lief te hê die mense om my. Dis die vreugde van Jesus wat oorloop in my en sy vrede wat altyd hier binne my bly. Ek wil U meer beleef, ek sal dit nie keer, dis die hart wat ek begeer. Almal sal sien, ek leef nie meer, U leef in my. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ja, ek weet ek's 'n tempel. Ja, ek weet
weet ek's 'n tempel. Ja, ek weet ek's 'n tempel. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. And you lift me up, and you give me strength, to live my life, right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, and you live in me.